Hy is waardig om geprys te word. Amen. Hy is waardig om Yes, geloof Lord. te word. Amen. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Jy weet een ding vanmôre, wat ek weet, is dat daar niks in sy plek kan staan nie. En die vyand kan hom nie teenstaan nie. En luister mooi vanmôre, o kind van die Here. Sy genade Dankie, Here. is vir my en u Yes, Lord. genoeg. Amen. Genade wat 'n prys betaal het. Genade wat 'n siel losgekoop het. Yes. Genade wat ons vanmôre lewe gee. Amen. Genade op genade. Dankie, Here Jesus. Krag op krag. Yes, Lord. Prys die Here. Amen. Ek sê die musiek baie dankie. Ek sê die musiek baie dankie. Prys die Here. Jesus, ek julle kort geknip het, ons kom met die Gees lei. In 'n ander rigting vanmôre, kom ons neem ons sitplekke. Prys die Here. Weet nie waaroor gaan dit? Wat staan ons voor vanmôre? Vanmôre staan ons nie voor enige iets snaaks nie. Ons staan nie voor wat tradisies hou nie. Want weet jy wat, ek gaan nie iets vanmôre verklap as jy dit weet of nie. Ek kyk vanmôre na 'n tradisiebreker. Want weet jy, tradisies hou jou in lyn van menslike gedagtes en begeertenisse. Maar wanneer ons die tradisies breek, soos wat Jesus die tradisies gebreek het, hy het in die tempel ingeloop op die regte tyd met 'n riempistool en tradisies gebreek. Die sekulêre kerk hou nie daarvan as mense so praat nie. Want jy is mos nie die moderator nie, ek het nie saak nie. Ek sê vir jou wat die woord sê, ek is hier, nie hy nie. En op hierdie oomblik is ek die hoogste gesag van ons kerk hier, prys die Here. En luister eers saam met my om die Here te dien. Kom ons trek bietjie die stoppe uit vanmôre. Kom ons trek bietjie dit wat keer uit ons pad uit vanmôre. Kom ons trek vanmôre bietjie dit wat jou pla. Raak ontslae daarvan, as jou skoene jou pla, trek dit uit. As jou baadjie te swaar is, trek hom uit. As jou das ontbreek, trek hom uit, want jy gaan sit en dink aan hy das die hele tyd. Hoor jy wat ek sê? Nou dis wat ek vir jou sê vanmôre. Dit gaan nie oor hoe, dit gaan oor das, dit gaan nie oor klere drag nie. Maar dit gaan oor Jesus. Dit gaan nie oor wat jy wil hê nie, maar wat hy vir jou wil gee. Jy moet net ontvanklik wees om dit te kan ontvang. En wanneer jy ontvanklik is om dit te kan ontvang, dan verander die hele aspek van ons bediening. Ons kom nie met demands nie. Ons is nie die EFF nie. Weet jy wat ek sê? Dankie Here, niemand, ek sien 'n paar rooi klere vanmôre. Jy is ook nie die EFF nie, ek wil dit net sê. Ons kom nie met demands nie. Ons kom met nederigheid om te ontvang. En jy weet wat, ek gaan nie vanmôre vat op 'n reis, want ons is besig met hierdie groot saak wat Pinkster voortgebring het. Ons is voor die Paasfees. Hierdie week is bekend vir die lydingstydperk van Jesus Christus. Dit wat hom gebring het om te doen wat hy moes doen. Hoekom is Jesus, hoekom het hy gekom? Hoekom het Jesus gekom? Ek hoor hierso, maar wag, tell my again. To save us is one of the things, but how did he do it? You know, the utmost purpose that Jesus came to this earth was to die for me and you. Hy het gesterf. Sy absolute doel was om te sterf vir my en jou. Toe die bloed van bokke en stiere nie kon betaal vir die sonde van die mens nie. Ek wil myself indink, was daar 'n gesprek in die hemel om te sê wie sal gaan en wie sal in hulle plek staan
Want hulle sonde het groot geword, menigte sal sterf en hulle sal weg en heen gaan na die ewige verderf. In die hemel het God se oë deur die skare gegaan en engele kon nie insit vir dit wat nodig was nie. Maar 'n eenvoudige het gesê, Vader, stuur my. Amen. God het sy eie seun gestuur. Luister mooi, hom nie gespaar nie. Sy eie. En hy het hom gestuur vir my en u, sodat hierdie week wat ons nou ingaan, vir ons openbaring kan wees van wie hy is. Ek luister na 'n prediker op 'n stadium. Wat het Jesus gedoen toe hy 23 jaar oud was? Het jy dit al gehoor? Is iemand wat dit al gehoor het? Die Bybel verduidelik die 25 jaar oud? Nie rarig veel nie. Ek weet van sy kinderdae so 'n bietjie wat hy in die tempel ingegaan het en selfs die priesters geleer het oor wat die woord sê. Hulle was verstom oor sy kennis van 'n klein seentjie af. Boonbehalwe daarvoor weet ons nie wat hy gedoen het nie. Iewers was Jesus stil vir 'n tyd lank. Maar toe hy die ouderdom van 30 bereik, toe gebeur alles wat moet begin te gebeur. Siekes word gesond, die profetiese boodskappe kom een na die ander tot vervulling. En ons kom tot op hierdie punt vanmôre en die kerk, die sekulêre kerk en die groter breër kerk spandeer vandag hierdie Sondag as Palm Sondag. Ek gaan so 'n bietjie met u praat so deur die loop van die week. Ons het Woensdag aand het ons 'n biduur. Aanvanklik op die kalender is dit afgehaal, maar ek het dit ingestel en gesê ons gaan Woensdag aand gaan ons ook die lydings Woensdag aand gebruik. Ons gaan bid saam met die Here. Hoor jy wat ek sê? Vrydag wat kom, is dit dan die eerste van die Paasnaweek se verrigtinge. Ons gaan bymekaar kom by die kerk en ons begin met die laaste stappe van Jesus tot op die Sondagoggend waar hy dan opgestaan het volgens die sekulêre kerk, Maar luister geliefdes, vanmôre volgens alle respek en respekvolheid is dit dan Palm Sondag. My vrou het die moeite gedoen om so ietsie bymekaar te sit hier en daar is nou 'n paar goedjies wat baie simboliek uitspreek. En jy sal vanmôre terwyl ons hier die boodskap met die bedien sal jy verstaan waaroor dit ook gaan. Was vanmôre nog nie 'n doringkruik of 'n doringkroon op die kruis nie. Ook nie 'n rooi lint nie, want Jesus is vanmôre nog nie op die kruis nie. Jy verstaan wat ek wil. Jy moet saam met my 'n pad loop in die geskiedenis vanmôre. Want nou gaan ons soveel jare oor die 2000 jaar terug. En ons vind onsself van 'n skare mense wat wag vir die koning van alle konings. Hulle wag vir die belofte van God om te kom red. Nou moet jy besef, elkeen het sy eie gedagte oor wat Jesus vir hom sou wees. Hulle het 'n oorlogskrygende koning gesoek soos koning Dawid, wat sou inkom met groot strydwaans en 'n geweldige weermag om hulle los te koop van die aarde en van die mense wat oor hulle soveel jare geheers het. Moses se tyd was uit en hulle het geweet, hy het die wette gelos en hulle het volgens die wette het hulle tyd ingeruim. Luister, as 'n verwagtende volk op die aarde wat wag vir die koms van die koning. Elkeen het sy idee. Elkeen weet dat daar moet 'n losmaking wees. Daar moet 'n redding kom. Die genade van God moet oor ons vaardig raak. Maar weet jy, ek dink mense het baie van hulle selfsugtig opgetree en gedink, as die Here kom, gaan ons heers oor die nasies. Daar was politieke gedagtes oor wie Jesus sou wees. Sou hy ingekom het en die heilige koning van die troon afgewerp het en gesê het, nou vat ek my troon. Sou hy geheers het vanuit die tempel en gesê, nou sit ek hier en ek heers van hier af oor die hele land. Jy sien, dit is maklik en eenvoudig om ons eie idee te kweek oor wat ons dink dit moet wees. Maar weet jy wat, God gee nie altyd die hele plan vir ons dadelik nie. Want sou ons die hele plan ken, dat ons al dis maar net so sporadies uitgeoefen, volgens papier en nota en titel. Maar God het die profete gegee. En weet jy wat sê die profete vir ons? Hulle verduidelik ons die weg baie keer, net simboliek lyk vir ons, en baie keer beeldsprake
en dan verstaan ons ook nie lekker wat dit beteken nie. Weet jy, almal moes weet volgens die profete wat en wie Jesus sou gewees het. Hulle het geweet dat hy maagdelik gebore was en sou word, en hulle het dit verkondig. En weet jy, hulle het geweet presies tot op die sterfte en lyding van Jesus. In die psalm skryf Dawid elke male in sy psalms terwyl hy liedere sing oor wie Jesus sou wees. Want hy is die nageslag van koning Dawid, uit die geslag van die lam, die leeu van Jonastan. Weet jy, ek dink nie mense verstaan hoe groot die sonde van die wêreld geword het nie. En daar die opsigte in die tyd wat Jesus daar was dit ondraaglike sonde. Mense was vasgevang, geboeid in hulle sonde. Daar was nie vooruitgang nie, en weet jy geliefdes, as jy dink, dis net 'n vreeslike saak, dan het jy die pot mis, dit was 'n geweldige, absolute, geestelike neerhaling, 'n druk, wat op mense neergedruk het, dat dit sekerlik gevoel het, jy wou nie lewe. Dis goed wat aangaan, en 1 keer 'n jaar was die toelating, juis oor hierdie Paastyd, wanneer hulle gekom het met stiere en bokke en bloed, en dit was dan 1 keer 'n jaar vir hulle gewees, dat hulle sou loskom van die sondes wat hulle opgebou het vir 'n jaar lang. Ek wonder, as daar ander was wat moes werk, en dit nie kon meemaak met dit beteken dat hulle nog 1 jaar langer moes wag. En dan het jy loop met 2 jaar se sondelas op jou skouers, en nou kry jy die geleentheid om dit nou hier, intussen is 'n jaar baie lank. Vandag se tyd dink ons 'n jaar is kort, maar dit is eintlik baie lank. Want jy weet nie wanneer dit vir jou gaan tyd wees om te sterf en heen te gaan, en sou jy sterf in jou sondes, dan is daar nie vir jou 'n plek in die hemel nie. Dan is jou plek in die hel beskore en geroep vir jou, as jy in jou sondes sou sterwe. Ek vat hier na die boek van Matteus 21 vanmôre, en vanaf die eerste vers. Ek wil 'n paar goed vir u uitlig, en dan gaan ek dalk iets noem vanmôre wat u nie geweet het nie. Ek gaan so iets ligterlyn nog insit, dat jy dit nooit sal vergeet nie. Matteus 21 vers 1, hy sê, en toe hulle naby Jerusalem gekom het, in Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig, en dadelik sal hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word wat die profeet gespreek is. Wanneer die profeet gespreek is, sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n bakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle bevel gegee het. Hulle het die esel en die vul gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het daarop gesit. Die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad gegooi, en ander takke van die bome afgekap en op die grond gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat in die naam van die Here kom. Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? Die skare sê, dit is Jesus die profeet van Nasaret in Galilea. Hoor daai laaste sin. En die skare sê, dit is Jesus die profeet
van Nazareth in Galilea. En wil ek ook dan vir u die 9de vers in die tweede deel daarvan uitlig. Hy sê, Hosanna, vir die seun van Dawid, geseënd is hy, wat in die naam van die Here kom, Hosanna in die hoogste hemele. Vader, ek vra dat hierdie reeds voorbereide grond vanmôre sal benat. Want Here, die saad is reeds gestrooi, die woord is genoeg. En wat ons vanmôre nodig het, Here, is eenvoudig net dit doen wat u wil doen. Sodat ons kan doen wat ons moet doen. Raak jy die onwaardige lippe aan, Here, die lippe van klein om te spreek, so sê die Here. En dankie, Here, dat u dit weet, dat u spreek vanmôre, dis u weer, in Jesus naam, en die volk sê, Amen. Ek weet nie of jy dit verstaan, maar vroeger jare binne in die kerk was daar 'n hortjie voor die kerk, 'n lappie wat daar gehang het, wat gesê het, so spreek die Here. En weet jy, wanneer iemand die woord van die Here lees, en dit verkondig, is dit soos of die Here dit spreek. Mense raak so lam wanneer die woord gespreek word. Ek wonder partykeer hoekom. Want weet jy, hierdie woord is deur God ingegee. Hy is deur God uitgegee en deur God saamgestel en geïnspireer deur sy Heilige Gees. Wanneer hierdie woord uitgaan, is dit 'n profetiese woord wat mense nie net stimuleer nie, maar mense verander. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Hierdie woord moet reeds die kapasiteit in jou lewe inneem om jou te verander. Om jou van binnekant af skoon te skrob na buitekant. My neefie is 'n Engelse seun, hy sê altyd, hy vertaal inside out na die Afrikaanse binneste buite toe. So die Here moet jou van binneste buite, moet hy jou skoon maak. Weet jy, as ons hom toelaat vanmôre, sal ons sien dat hier iets gebeur in hierdie atmosfeer. Hulle het verwag, hierdie koning gaan in oorlog skree op 'n oorlogsperd, en soos ek sê, strydwaans daar aankom. En hier kom hy op 'n eenvoudige donkie, kom hy die stad binne gery. Het jy al gewonder wat beteken hierdie donkie vir ons? 'n Pakdier is iets wat 'n las kan dra. Boonbehalwe dat hy 'n las kan dra, is dit seker een van die nederigste kreature wat op daardie stadium beskikbaar was. 'n Perd, as jy vir 'n perd sê, "Sak!" dan hardloop hy. 'n Donkie vat so 'n bietjie oorreding. Partykeer moet jy mooi praat met jou donkie. En as ons dan kyk wat die donkie gedoen het, selfs vir sy meester, luister mooi, wanneer ons die storie en die verhaal van Balak en Biliam gaan lees, was dit die donkie wat gepraat het en gesê het, ek probeer keer dat hierdie engel wat jy moet ontblote swart staan, jou nie vanmôre doodmaak. Was ek nie altyd 'n getroue dier vir jou nie? So 'n donkie verduidelik vir ons so ietsie van getrouheid. Boonbehalwe hierdie simboliek van die donkie, is dit iets wat baie nederig voorkom. Ons het nou gesê, nederigheid is 'n groot aspek van dit wat Jesus kom doen het. Skare verwag hierdie oorlogskoning, die kom 'n nederige man op 'n donkie ingery. Ek wonder hoe ons dit geryk het vir hulle. Ewe skielik is ons verwagting heeltemal daarheen. Ewe skielik is ons in alle rigting. Hierdie oorlogskoning, my verwagting het nou nie ontmoet geraak nie. Ek wonder hoeveel van hulle het omgedraai by die hek geloop. Ek wonder hoeveel van hulle het gesê, ag, dis nie wat ek wil hê nie. Ag, dis nou nie hoe ons te doen en weet in Christus nie. Ag, sies tog. Jy gaan die punt mis. Dis hoe Jesus te doen. Luister, o kind van die Here. Partykeer is ons voorgesette idees ver te kort van wat die Here wil hê ons moet doen. Luister bietjie mooi, jy moet nou mooi sê amen. Want dan wag ek vir die volgende hou. Nou, pastoor, ek het baie tyd getrek. Wet. Ek kry warm vanmôre in die baie kyk trek.
was nou die koord my hoë aan. Pepe. Dankie John Ray. Weet jy hoe het ons partykeer mense geag deur hulle voorkomste? Dan plaas ons hulle op 'n verhoogie bo waar ander dit nie kan bykom nie. Meanwhile, back at the ranch wil die Here ons wat nederig wees. Bly. Sodat hy groot ons kan. Wat moet ek sê? Jesus soek nie jou tweedehandse dingetjies nie. Hy soek jou ten volle vir homself. Hy soek jou soos hy wil, dat jou 'n persoonlikheid gegee, gefondameer deur dit wat hy jou deurgebring het deur hierdie wêreld, in tye soos hierdie om jou te gebruik, soos jy is. Ek wil vir jou een ding vertel, ook kind van die Here, jy partykeer is ons so preeks en so opreg, dat ons die punt mis. Ons mis die punt heeltemal. Waaroor is ons hier vanmôre? Ons is hier om sy naam groot te maak. Om hom te aanbid, 'n plek te kry, waar ons sy naam groot kan maak. Want gaan probeer dit by jou werk. Hulle gaan vir jou lag. Gaan sê vir jy's 'n kind van die Here. Hulle gaan jou uitdruk. Gaan sê vir jy's in 'n Pinksterkerk. Hulle gaan jou skuins kyk. Ja, hulle is daai happy clappies. Daai ouens wat mos die donkie in die kerk rondjaag. Ek ken dit hoor, my pa was in die groot kerk al die jare betrokke tot vandag toe. My ma is 'n Pinksterjong nooit. En weet jy, ek gaan vir jou een ding vertel. Ons het binne in ons eie huis soveel verdeeldheid gehad oor kerk gaan. As ons musieke begin te speel, dan sê my pa, sit af daai gemors. Want jy maak nie geraas in die kerk nie. Weet jy wat ek sê? Waar die Here gekom het eintlik en al die stof uitgetrek het. Ek sê, prys die Here, voor ons kerk is nog nie 'n bordjie wat sê stoute kerk nie. Amen. Jesus is prys die Here. Loof die Here. Kom ons maak sy naam. Wat sou jy sê beteken Hosanna? Ek het dit in die tweede gedeelte van die boodskap wat ek gesê gaan dit uitlig. Die skare het geskree, Hosanna! Hosanna vir die seun van Dawid. Ek het baie daaroor gedink, ek het gedink dit was maar prysing en 'n kreet wat hulle geskree het, en ek het toe later van tyd toe ons teologie begin te studeer. Toe kom ek agter hoe om woord tot ontleding te doen en wat die Hebreëse woord eintlik beteken. En waartoe dit gaan eintlik, hierdie skare was in 'n verwagting. En dan gaan ek vir julle lees dat jy mooi sou verstaan wat beteken Hosanna. Want vir ons wat hierdie Afrikaanse volk is Hosanna, maar heel voor die hand liggend, dit is, prys die Here, hy is hier. Nee. Dis in die een hand daag dit vir ons. Maar onthou net in die volgende skrif in vers 11 sê, en die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nazareth in Galilea. Met ander woorde, het hulle nie regtig geweet wie hy is nie. Hulle kon hom nie loof as koning nie. Want hulle het nie geweet hy is die koning van die konings nie. Hulle het hom geag as 'n profeet vir die werke wat hy kon doen het, vir dit wat hulle geweet het wat Jesus kon vermag. Blindes het gesien, dowes het gehoor, maar hulle het die skrif nie nagevolg nie. Hulle sê, kom maar aan op 'n donkie. Sagaria 9 vers 9 sê die volgende woorde. Dan gaan ek vir julle lees. Dat ek daarin blaai, prys die Here. Sagaria 9 vers 9. Hy sê, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou regverdig en 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Dit klap so 'n bietjie in wat ons gedink het hier gaan gebeur. Die skare skree, Hosanna.
Want hier is iets wat hulle weet moet gebeur. Dis 'n volk wat in donkerheid sit, die sonde het hulle oorweldig. Hulle sit met probleme en laste, en hulle kan nie meer daarvan loskom nie. Daar's soveel verwarring in die tempels en in die kerke, dat hulle nie weet wat om hulle aangaan. Daar's verwarring in die spraak, daar's verwarring oor wat sal kom. Soveel jare was daar geen uitkomste nie. En hierdie volk skree, Hosanna! Ek kom nou by die ernstige gedeelte uit. Hosanna! En ek begin met my werk om hierdie saak, Hosanna. Weet jy wat, ek het geweet, daar moet iets wees in hierdie woord. Het steur my siel, om te dink dat mense wie nie weet wie voor hulle is, en dat hulle eer aan hom kan betoon. Maar hulle roep hierdie woorde, Hosanna, uit die Hebreëus, Yeshana, Yeshana, wat beteken in die eerste frase, Yesha, deliver or save. Die saamvoeging van Ana beteken beg, beshow. Hulle is besig om voor hierdie profeet in hulle oë iets te roep, Hosanna, wat die direkte afleiding dan gee, I beg you to save me. Dis 'n aangesetswyse, as wat ons nog al die jare gehad het. Want jy miskien sien ons dat hierdie skare en die verwagting is om losgekoop te word. Hulle besef hulle is vas. Weet jy waar kom dit vir my en u in wanneer ons besef, ons sonde maak ons dood. Ons sit in ballingskap eintlik, en sonde se kant vasgeketting. En hierdie groepering mense skree, Hosanna! Here, maak ons vry. Kan jy die kreet sien van die hart hier? Kan jy die kreet sien van hulle, wat weet en wat se toestand hulle verval het? Wat se toestand dit was, om sonde oralste te hê. Hosanna! Here, red ons. I beg you to save me. Het jy al ooit gedink dis wat Hosanna beteken? Ek het gedink dit beteken, Here, ons bring eer en hulde aan die naam. Hulle sê 'n Kaapse predikant, hou eendag in hierdie Pinkstertydperk, hou hy hier sy digterlyn. Hou hy kerk en hy sê vir die mense, luister, ek wil hê dat elkeen van julle moet vir my iets voorberei aangaande hierdie Pinkstertydperk. En baie ons kom met baie slim stories en hulle gee rede en die pastoor is baie verleeg, maar daar's een oom in die kerk. Hy is so vinnig hy praat nooit baie nie, maar as hy iets sê, dan sê hy iets wat altyd so bietjie die kol tref. Weet ons almal het so een oom in die kerk. Sê hulle gee hom 'n beurt en hy staan op, hy sê ek wil vir julle vra, julle boekgeleerdes. Julle ken mos julle Bybel baie goed. Hy sê nou wil ek hê julle moet gaan kyk. Daar in Matteus 21. Wat is die donkie se naam wat Jesus op gery het? Almal is daar in die Bybel en hulle soek die donkie se naam, maar kan ek kyk bietjie vanmôre of jy die donkie se naam daar kan sien. Luister. Ek wil dit nou inwerk. Wat is die donkie se naam? Ons ken mos die Bybel. Ek het nie 'n naam nie. Nou alles het 'n naam. Hulle skree, die skare skree dit. Luister, dis omdat ons nie die Bybel ken en wat gebeur het, en hulle sê, die intog in Jerusalem was nie 'n reguit pad nie. Dit was 'n afdraande, sê hierdie oom vir hulle. Hy sê, sien julle, dis tyd dat ons moet bietjie teruggaan in tyd en gaan kyk hoe lyk dit daar waar dit moes gebeur het, soos wat dit gebeur het.
Hy sê, julle ken nie die Bybel nie, ek sê vir julle. Hy sê, nou sê ek vir julle. Omdat daar in afterrande so gekom het, Jesus ry op daai donkie se rug. En daai donkie van spoed, hy hardloop en die mense onderstaan, hulle sien, hier kom die donkie met die koning op. En hulle sê net, Sanna! En sê, sien julle, die donkie se naam is Sanna. Sanna! Dis wat ons gedink het. Maar vanmôre sien ons die diepte van hierdie Sanna eintlik raak. Die nederige diensknegt van God, die seun van die Allerhoogste, ry op 'n nederige donkie en hulle sê, jy o nederige ene, profeet van Nasaret, red ons asseblief, maak ons los van hierdie wêreld. Weet jy wat, geliefdes, vir 'n kind van die Here, wat eens vas was en losgekom het na die genade toe, weet wat dit is om los te wees. Dan is dit nie meer dieties of daaitjies nie. Jy's los van alle laste. Jy's lig bevind, nie om deur te val nie. Vanmôre sal julle die donkie se naam onthou. En julle sal weet wat dit beteken. Maar nederige donkie bring die koning van alle koning. En hulle het dit nie geweet nie. Red ons. Hosanna. Red ons. Hosanna. Red ons. Hosanna. Maak ons vry. Wanneer jy in 'n toestand is, het jy nie tyd vir bisibama gebedjies nie. Dan sny jy dit reg. Wanneer die ongeluk op pad is, dan ken ons een naam. Jesus. Hoor jy wat ek wil sê? Dan weet ons ewe skielik wat sy bloed werd is. Maar hulle het uit hulle geestelike toestand uitgeroep. Hosanna. Red ons sonder om te weet hoe hy dit gaan doen. Paar dae later eindig hy op by die laaste maal. Hy word verraai. Ons kom hierdie Vrydag en hierdie week daarby uit, maar dis nie waar ek wil stilstaan vanmôre nie. Hy kom en hy eindig op in 'n tuin waar hy bid voor die Vader. Luister hierdie rendisie deur Pastoor Skalkburger. En hy sê hierdie ding by een van ons konferensies, hy sê, dink julle dat die arrestasie in die tuin van Getsemane 'n maklike ding was? Dat hulle gekom het met 'n legioen soldate, dit beteken oor 4,000 soldate, afdeling soldate, om Jesus te arresteer in die tuin van Getsemane. En dan wat 'n paar uur terug, of 'n week of wat terug, op 'n donkie ingery het in 'n stad en mense gespreek, red ons. Stuur hulle tempel, polisie, soldate, gewapend tot die tande toe. Vir 11 mense wat in die tuin besig is om te bid, met 1 koper swaard en 'n paar stukkies brood. Wat het die vyand geweet? Sou hierdie Jesus opstaan in 'n oomblik se tyd en iets sê, dan kan die mensdom tot niet gaan. En weet jy wat ek vir jou een ding vertel, terwyl hy in daardie tuin van Getsemane lê, en hy is besig om bloed te sweet ter midde van my en u, die angs wat hom getref het, was hy besig met die reddingswerk, alreeds, toe hy begin te bloed sweet, vir my en jou, 'n angs wat hom tref, soveel so dat hy amper by sterfte kom. Hulle sê net voordat jy sterf, dan sweet jy bloed. As jy hierdie angs by jou het, daar soveel mediese bewys hiertoe,
Maar Jesus sterf nie in die tuin nie. Hy word oorgegee aan hierdie soldate, en 'n ou verloor sy oorring, kry hom terug. In 'n oomblik se tyd, jy weet, as hulle so pa vir jou sê, jy het nie oorring nie, dan sit jou pa hulle vir jou terug. Is so. Maar daar verloor hy ou sy oor in die tuin, nie oorring nie. Hoe kry hy hom terug? Maar die nederige Jesus sit hom terug. Amen. Voor die oor van 'n magdom soldate in fakkellig. En hy sê hierdie woorde, dis nie vir jou om te keer nie. Ek moet vorentoe gaan om te doen wat God wil hê ek moet doen. Hy sit homself op die pad om gekruisig te word ingeneem in daardie uur voor 'n Joodse raad gebring, wat hulle hande in onskuld was, wat hom ingee vir die Romeinse ryk, wat hom slaan met 'n Romeinse kats, wat hom spieg, wat hom beledig, wat hom verkleineer, wat hom in die grond intrap. Hulle sê, terwyl hulle besig is om te slaan met hierdie Romeinse kats, het dit stukke vlees uit sy ribbebene en uit sy rugstring uitgehaal, soveel so dat jy sy longe kon sien beweeg deur sy ribbebene. Wat se pyn en lyding. Toes dit nie die koning van alle konings wat hier beskielik voor ons is nie. Dis 'n nederige, eintlik patetiese gevolg van 'n mens wat homself oorgegee het en hy het geen sonde gedoen nie. Hulle het alles probeer, hulle kon nie die aantuigings kry teen hom nie, en hoe meer hulle kwaad raak oor die aantuigings, hoe meer het hulle hom geslaan, hoe meer het hulle hom probeer oorgee, en hy het stil gestaan voor hulle. Iemand verduidelik my eendag, hulle sê, hoe sou dit gelyk het in die hemel, broer Dawid? Legioene op legioene engele, wat gereed staan vir hom om te sê, ek het genoeg gehad. Hulle verduidelik dat een engel in staat is om 200.000 man met 'n paar houe plat te slaan. Hulle praat van engele in die hemel wat die weersomstandighede beheer, dat die wind stil staan en dat die waters vries. Legioene op legioene van God se soldate staan reg vir die oomblik wanneer Jesus sê, ek kan nie meer. Maar Jesus hou uit vir my en u. Ek gaan deur al daai pyn. Ek gaan deur al daai lyding. Ek gaan deur al die krete van mense wat vir hom skree. Maar wat is jy nou? Dink in die oomblik was daar 'n gelag in die hel gewees deur die duiwel, ek het gewen. Kyk hoe lyk die seun van God. Patheties of nederig. Hoor jy wat ek sê? Nou moet ons vra, Here, was dit die moeite werd? As jy vanmôre in die spieël kon kyk, dan sê die Here vir jou deur die spieël in die ander kant, dit was die moeite werd. Die spykers deur sy gewrigte, deur sy been, 'n doringkruis op sy hoof, 'n laanse spies in sy sy. Here, was dit nie moeite werd? Elke druppel bloed gestort op die kruishout van Golgotha vir my en vir jou, sodat ons die lewe kan kry in oorvloed. Lewe vir Jesus. Sit ons aan die ander kant van die skare en ons skree nog steeds aan hierdie onbekende profeet van Nazareth, Hosanna, Here red ons. Dan verstaan ons nie die Bybel vanmôre nie. Jesus gaan nie nou weer die hemel verlaat en vir my en jou kom sterf
'n tweede maal nie, die werk was genoeg. Hosanna was 'n geestelike kreet uit mense wat 'n dors gehad het, wat hulle nie kon les nie, en het self nie geweet het nie. Hosanna was 'n roep vir mense wat verdwaald was in die gees, om op 'n geestelike pad gesit te word. Hierdie donkie kom in op 'n nederige manier, en die koning wat op hom sit, het die mense status nie. Waar is ons verwagting vanmôre? Is dit op oorlog en gerigte van oorlog? Of is dit op die koms van die koning? Is dit wat die profete gesê het, hy gaan 'n tweede maal kom? Die blou Assure gaan skeer. Maar dan kom hy nie as die lam wat geslag gaan word nie. Dan kom hy as die leeu. Om oorlog te voer. En die magte en die owerhede wat ons so mee stryd om hulle finaal te oorwin. Dan kom hy om my en u te kom haal. Die ontmoetingsplek se naam is Amargedon. Die laaste staan, vlees teen gees. Waar die vlees neergewerp sal word en die gees opgeneem sal word. Amargedon, die plek van die laaste staan. Luister, wie kan staan teen die koning? Wil julle vanmôre oorwin deur swaar? Wil julle vanmôre oorwin deur geveg? Dan is jy klaar oorwinne. Want hy wat lewe met die swaar, sal sterwe deur die swaar. God se woord is die waarheid. Daar's geen plek wat ons na toe kan keer. Dis die boedingsbank van Christus. Nadat hy die vloekhout opgeneem het en met hom geloop het, op die kruishout van Golgotha gesterf het hy hier die woorde in die rigting van Hosanna gesê, Here red hom. Sy antwoord op die kruishout was, dit is volbring. Here red hom. Dit is volbring. Here maak ons vry. Dit is volbring. Here maak ons los. Dit is volbring. Here vergeef ons sondes. Dit is volbring. Een druppel bloed gestort vir my aan die kruishout van Golgotha. Een druppel bloed maak slawe vry. Een druppel bloed gestort vir my op die kruishout van Golgotha is genoeg. Maar hy het alles gegee. Alles het uitgegee. Maar dit is volbring. Here maak ons vry. Dit is volbring. Voel jy vas vanmôre? Jesus het reeds die prys betaal. Dit is volbring. Ek weet nie, jy verstaan dit dalk nie geestelik so lekker vanmôre nie. Want ek die ou Pinkster manier trek. Jy is vry! Jesus het jou losgemaak. Hy betaal vir jou sondes. Niks kan jou meer vashou nie. Niks kan jou meer keer nie. Behalwe jy jouself. Die vyand is kragteloos gestel. Die sleutels van die dood en die lewe is opgeneem. Jesus besit dit. Hy het my in sy hande. Ek is vry deur Jesus Christus.
Dis betaal op 'n altaar in die vorm van 'n kruis. Luister, hierdie is nog die begin van die week, waar ons die laaste maal gaan geniet. En ek gaan nie vooruitloop met hierdie boodskap nie, maar ek gaan vir jou een ding vertel. Het gaan nie oor spys en drank nie. Het gaan nie oor wyn wat ons kan bybring nie. Het gaan nie oor vrugte en brood nie, maar het gaan oor Jesus. Luister mooi vir my, o kerk, as dit oor my en u gegaan het, dan dit wat Jesus gedoen glad nie genoeg gewees nie. Maar as dit oor hom gaan, is dit volbring. Hy het gedoen wat hy moes doen, sodat ons kan doen wat ons moet doen. Nou vereis hy iets. Hy vereis jou lewe. In ruil sodat jy kan lewe. Hy vereis jou lewe, sodat jy kan lewe. Sing jy vanmôre die Hosannas? Hoor jy vanmôre die Hosannas tussen jy? Vanmôre gee ek 'n geleentheid op hierdie Palmsondag, hulle die gebruik. En dan gaan jy nou iets vertel wat jy dalk nie geweet het nie. Op Palmsondag het hulle hierdie groot palmtakke in die sekulêre kerk teruggebles. Dan stuur hulle vir mense die palmtakke huis toe, met 'n gebleste palmtak. En dan het hulle met hierdie gebleste palmtak gegaan, en as hy droog geword het vir die hele jaar se palmtak, vat hulle en hulle brand hom. Tot as toe. Wanneer die simboliek in die Romeinse kerk en in baie van die sekulêre kerke dan gebruik verlede jaar se as, se palmtak, vat hulle en hulle blaas dit met olyfolie in die vorm van 'n kruis op hulle hoof toe die Dinsdag. Dankie Here, ons hoef nie vas te hou ons seker goed nie. Maar die palmas was die as wat hulle gebruik het in hulle sak en as. Die palmas was die as wat hulle gebruik het as simboliek dat hulle nederig voor die Here buig. Dit wat eers onder sy voete was, wat vir hom oorwinning sou bring, mense het hulle geag as heerser sonder dat hulle dit weet. Van hulle klere uitgegooi en neergewerp, sodat 'n donkie eenvoudig op het kon loop. Die profeet van God was ontmoet met 'n verwarring. Hosanna, red ons, wees ons genadig. Was waarvoor hy gekom het. As jy vol van jouself is, dan kan jy nie gered word. As jy jouself begin te leegmaak van jouself, is daar vir jou hoop. As jy jou eie gevolgtrekkinge het, dan is al min wat jou kan oorleef. Maar as jy die gevolgtrekkinge van die woord vat, jy streef dit na, dan maak die ding paadjie vir jou meer sin as die breële weg. Dan maak die Jesus en wat hy gedoen het vir jou absoluut saak. Vanmôre gaan dit nie oor wat jy kan verrig nie. As jy weet jy het redding nodig, sê vanmôre Hosanna. Jesus hoor jou. Ek hoor Hosanna's opgaan. Thank you for boldness, my brother. En ons worry mos oor wat mense van ons dink. Dit is so hartseer. Ek wil sê ek's klaar met wat mense so oordele en getuienis. Staan vir die laaste 15 jaar op 'n platform. Ek weet wat dit is om geoordeel te word. Ek weet wat dit is om die klippe te voel. Ek weet wat dit is om die pyle te ervaar. Dink jy mense sit nie moet verneig in kerke nie?
jaloesie, vernein en agterbaksheid, is dit nie waar Jesus gekom het om ons te verlos nie? As jy die Here nodig het vanmôre, ek is nie hier op palmtak en op die rug van 'n donkie nie, Jesus het dit klaar gedoen. En vanmôre sê jy Hosanna. Here, red my. Ons is in 'n verlore gaande wêreld. Hosanna, Here, help my. Hosanna, Here, in die hoogste. So sê die Here vanmôre. Buig jou hoof. Aanbid hom. Die laaste staan, Armageddon is op pad. Maar weet jy wat ons oorwin om in elk geval? Omdat hy die geestelike oorlog op die kruis gewen het, het hy betaal vir jou siel met sy bloed. Vanmôre gaan ek dit vir jou sê, of jy dit wil hoor of nie. Hierdie prediker sê, Hosanna, Here, red my. Sonder die kan ek nie, Here, sonder die wil ek nie. Ek gaan 'n gebed doen, Here, ek kan nie sonder U nie. U is my asemhaling, U is my begin, U is my einde. Here, ek het U vanmôre lief, omdat U my eerste lief gehad. Here, hier die eerste oude blyk van palmtakke en palmsondag, wil ons nie aan die onbekende profeet van Nasaret sê, red ons nie. Ons wil vanmôre vir die koning van alle konings sê, dankie, dat U die prys betaal het. Stand alle basieren gele, dat alle basieren gele, dankie vir nog 'n kans, Here. Dankie vir die uitweg, Here. Dankie, Here, dat ons weet, U is in beheer. U vat ons sonder las weg. U maak dit tot niet. Sê vanmôre, Here, Hosanna, in die hoogste. Hosanna, sê ons dogter. Hosanna. Dankie, Here, dat het volbring is. Ons bid die ons aanbid die. In Jesus naam en die volk sê. Amen. Angala bosjere gere. Sê gewonderlik. Is dit klaar? Daar's nog een kreet wat ek vir u kan byvoeg vanmôre. Gaan dit vir u plain cliché, Hosanna beteken 'n plea to salvation. Direk aangemaak, maar daar's een wat ons kan gee vanmôre. Wat hoër is as die Hosannas, wat dieper strek as die Hosannas. Hoor dit baie in die kerk. Gaan vir vanmôre as oorwinningskreet gee. En jy weet wat dit beteken. So sal dit wees. Luister. Amen beteken so sal dit wees. Maar hierdie ene kom voor die amen. En hy gaan so. Nou nie strik nie. Hou die plekjes vas. Halleluja. Het ontbreek. Het was verander na Hosannas. Maar ons wat hierdie kant van die kruis is, weet die Hosannas is nou agter ons. Luister, hou mooi vas. Hier kom hy. Halleluja!
Dis halleluja! Dis die deurbraakswoord vir hulle wat in sonde was. Halleluja! Weet jy, dit stuit die vyand. Want dit beteken alle eer aan God alleen. Halleluja! Vir die volk wat weet, hy was in donkerte en nou in die lig beweeg. Halleluja! Halleluja! Dis die halleluja wat die vyand krap en hom kwaad maak. Halleluja! Wat is die halleluja wat die salwing aktiveer? Amen. Dis die halleluja wat die deur van die hemel oopmaak. En ons wag nie om dit in die hemel alleen te gaan sê nie. Dit begin nou. Ag, gee vir my net een halleluja. Halleluja! Halleluja! Yes, Jesus! Halleluja! Yes, Lord! Ek weet nie of jy ervaar wat ek ervaar met die Here is hier. En hy eis vanmôre sy lofoffer. Die Hosannas is begrawe. Die halleluja. Halleluja. En ek gaan geskok. As hierdie klein rendisie van 'n klein kerkie se halleluja's jou steur vanmôre, wil ek vir jou sê, in die hemel sê die woord van God, gaan die halleluja soos donderslag neerkom. Ons oefen net hier wat in die hemel gaan gebeur. Imagine it. Skares van oorwinnaars saam met Jesus in die hemel. Treurliede is verby. Die Hosannas lê by die hek. Binne in hierdie groot troonsale van God weer klink dit. Halleluja! 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 Dit word nooit oud nie. Dit bly altyd vars. Maar die halleluja. Het vanmôre hier in Sion gemeente opgegaan vir die koning van alle konings. Ons besef nie hoe Hosannas is verby. Nou is dit die halleluja wat voorkom. So sê die halleluja. Die eerste en ook die laaste, het jy dit al gehoor? Ek is God. Halleluja. Ek is nie nou. Maar vanmôre het ek nie halleluja. Nou weet jy hoekom jou halleluja vernuwe moes geword het vanmôre. Ek wil kerk aanbid. Met mense wat weet hulle is gered. Ek wil hemel toe gaan saam met mense wat my die pad wil loop. Vir hulle wat bereid is om die stoffe uit te trek. En die halleluja's na die hemel toe sal laat weer klink. Waar is al die kinders? Julle het laas so lekker saamgewerk. Werk gou saam met my. Al die kinders. Net daar waar julle is, moenie vorentoe kom nie. Ek gaan 1, 2, 3 sê, dan skree julle 'n bietjie vir my halleluja. Sal julle my help? 1, 2, 3. Halleluja! Dit was 'n bietjie moeilik. Kom ons probeer weer. 1, 2, 3. Halleluja! Nou gaan die groot mense julle challenge. Dink julle ons gaan wen? Ek gaan my mic afval vir julle. 1,
2, 3. As die kindjies stroom weer. 1, 2, 3. Halleluja! Julle sal nogal bykom. Maar vanmôre dink ek die groot mense het vir change gewen. Wanneer die klein hondjies blaf, moet hulle nie minnag nie, hulle roep net die groot leeu. Maar vanmôre het jy jou halleluja kom ontvang, wil jy nie vir die Here dankie sê vir hoe hom. Ons loop hierdie week nie hartseer pad na die kruis uit nie te doen. Ons loop 'n pad van oorwinning. Amen. Maar die halleluja's wat weerklank het. Oralste waar ons gaan. Bedink ons die pad van Jesus, die Via Dolorosa. En ons sê halleluja, Here. Halleluja. Halleluja, Here. Halleluja. Soms is dit woorde oorbodig, al wat nodig is. Van 'n goddelike eer en die lof van die aanbidding. God seën sy woord. Halleluja! Nou kan ons kerk hou. Prys die Here. Nou is die fundamente geskik. Nou is die kinders los. En ek praat nie van kinders nie. Ek praat van kinders van die Here. Ek, u, Amen. en kluis. Die halleluja's. Maak vir ons 'n pad oop. Dis net my. Jy ben kom staan hier by my.